In die meeste Christelike kerke is hierdie tyd wat ek hierdie video nou opneem, is dit Pinkstertyd. Pinksterdienste word gehou soms vir 10 dae lank, 5 dae lank, korter. Wat is Pinkster regtig? Pinkster is vir baie mense seker die tyd van die kerklike jaar wanneer daar deur die week lekker opgewekte dienste gehou word waar mense tot bekering kom, soms massas 1-1, waar geprys en worship word, waar gebid word vir die uitstorting van die Heilige Gees, want dis mos wat in Pinkstertyd gebeur het. Kom ons kyk net vir 'n oombliekie net na die geskiedenis van die Heilige Gees, om Pinkster dan regtig waar in perspektief te sien en reg te kan verstaan. In die 2de vers van die Bybel word daar reeds van die Heilige Gees geskryf. Daar staan: die Gees van God het oor die waters, oor die woeste aarde gesweef. Die Gees van God was van die begin af, waar die begin ook al mag wees, was die Gees van God reeds met ons. En met die skepping van die mens word daar ook gesê dat God sy asem in die mens ingeblaas het, sy ruach, eintlik sy gees, sy lewe. Die Gees van God loop met die skepping in die heelal saam, vir so lank as vir die menslike herinnering daar kan wees en vir ons beskrywe word. In die Ou Testament het die Gees soms in sekere mense hulle oorgeneem, sodat hulle besonderse dinge kon doen. Ons dink maar aan Samson. Almal het gedink die krag lê in sy hare, maar eintlik het die krag in die Gees gelê wat in hom geleef het. Ja, toe sy hare laat afsny, toe staan daar: en die Gees van God het hom verlaat. Was nie sy hare nie, dit was die Gees van God wat hom verlaat het, omdat hy eintlik dan nou teen God se wil gedraai het met sy lewe. Dawid is deur die Gees begeester. Daniel, al die ou helde van die Ou Testament het opgetree wanneer die Gees van God oor hulle gekom en hulle in besit geneem het en hulle sekere dinge laat doen het. En dan kry ons in Joël, die profeet Joël, hoofstuk 2, daarby vers 28 rond, waar Joël sê, daar gaan 'n tyd kom dat die Gees nie net seker op sommige mense in besit gaan neem nie, maar dat die Gees op alle mense uitgestort gaan word. Kindertjies, kleintjies, jong mense, volwassenes, ou mense. En dit is dan wat gebeur na Christus se opstanding en sy opvaar na die hemel toe, op Pinksterdag. Handelinge hoofstuk 2 word daar vir ons geskryf, vers 17, dat hierdie profesie van Joël waar geword het, dat die Gees van God nou uitgestort is, en dit sal nou gebeur dat julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Daar staan eintlik seentjies en dogtertjies, klein kindertjies sal as profete optree. En dan moet ons baie mooi verstaan, 'n profeet is nie een wat voorspellings doen nie. Vandag dink alle mense dat jy profeteer en eintlik doen hulle waarsêry oor mense. 'n profeet is maar net die een wat kom sê, so sê die Here. Die Here het met my gepraat. Die Here gee sy wil vir ons deur. Dis wat 'n profeet eintlik doen. Nie waarsêry en voorspellery nie. Maar dis 'n ander onderwerp. Maar die belofte word gegee dat seentjies en dogtertjies, kindertjies, sal van Christus en van God kan getuig, van God se goedheid. Dis wat die Gees aan kindertjies en dogtertjies doen. In jong mense, hulle sal gesigte sien. Hulle sal sien hoe dat God in die Gees, hoe dat God werk, hoe dat God mense inspireer, hoe dat God vir ons opdragte bring. Dit sal jong mense beleef en hulle sal dit gaan uitleef. Ou mense sal drome droom, en dis nou nie hallusinasies, daai tipe van drome nie. Dit is, hulle sal in hulle drome met God kontak maak. So, wat in Pinksterdag histories gebeur het, is dat die Gees van God op alle mense uitgestort is. Dit is wat daar staan. Gaan lees dit tog maar in Joël 2 en in Handelinge ook hoofstuk 2. Die Gees is op alle mense uitgestort.
Dis wat in Pinkster gebeur, dis wat in Pinkstertyd in die kerke herdenk word. So om dan nou te bid in Pinkstertyd vir die uitstorting van die Gees, is sinloos eintlik, want die Gees is klaar uitgestort. Hy is reeds meer as 2000 jaar gelede uitgestort. Hy werk reeds in kindertjies en in jong mense en in volwassenes en in ou mense se lewens van daardie tyd af. Ek en jy kan vandag net bid vir die vervulling met die Heilige Gees. Dat daai Heilige Gees wat lankal reeds uitgestort is, my lewe, my hart, my gedagtes, my alles sal kom vul, dat dit my sal nuut maak, dat dit my lewe sal verander, dat ek as 'n profeet vir mense kan optree, nie om hulle te voorspel of hulle seentjies of dogtertjies gaan hê as hulle swanger is, of hulle te vertel hulle gaan 'n klomp geld wen en sulke goed nie. Dit is waarsêry, dis 'n voorspellery. 'n Profeet van die Here is iemand wat vir jou kom sê, die Here het vir my gesê, hy wil jou seën met al sy seëninge. Die Here het vir my kom sê, dat ek of jy, dat ons in ons omstandighede nooit alleen is, dat hy daar by ons is, dat die Gees van God in ons uitgestort is, dat sy asem in ons ingeblaas is. Dis wat 'n profeet doen, maar dis wat ons dan vir mekaar in hierdie tyd kan laat sê. Dis goed om Pinksterbidure by te woon. Maar oppas nou om elke jaar dan nou te gaan soek na 'n nuwe belewenis met die Gees. Hy's klaar uitgestort. Jy moet hom elke dag in jou lewe, in jou werksplek, in jou sport, in jou ontspanning, moet jy hom toelaat om in jou hart en in jou lewe in te kom en daar te leef. In die verlede het mense dikwels gesê, ag, kyk, ek gaan nou nie eintlik kerk toe nie, want daar op die rotse wanneer ek gaan hengel, gaan visvang, daar kan ek net so met my God kommunikeer. Ek het dit altyd miskien persoonlik opgeneem en gedink, ja, maar dit is tog so, ons moet daarom ons nou kerk toe gaan. Dis ons waar ons die Here ontmoet. Vandag besef ek, daai mense het 'n sterk beet gehad. Want die Gees van God is uitgestort, oor die waters het hy gesweef, oor die viswaters, oor die hengelwaters. Ja, daar kan ek soms God baie duideliker hoor, as in kerke selfs. Nie dat jy nie vir God in die kerk gaan hoor nie, maar daar waar jy alleen is in die natuur. Die Gees van God is oral, hy's met jou waar jy vandag is. As jy Pinksterbidure woon, geniet dit, enjoy dit, ervaar die Gees. Maar onthou net, die 10 dae gaan verby en dan lê die res van jou lewe voor, dan lê die res van die jaar voor. Die Gees van God is elke dag, elke sekonde met jou. Hy gaan hierdie week met jou wees, in al jou afsprake, in al die draaie wat met jy moet loop, in al die beplanning wat jy doen, in al die onverwagte nuus wat jy gaan ontvang. Die Gees van God is meer as 2000 jaar gelede op alle mense uitgestort, maar hy's reeds van die skepping af met ons. Hy sal hierdie week ook, sekonde vir sekonde met jou wees. Mag God gee dat jy hom so sal ervaar in elke tree wat jy hierdie week in jou lewe gaan gee.